hartlike goeie dag van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Heerlik om weer saam met julle te kuier by ons gebedsversoeke program. Ons het die laaste 2 weke gesels met julle rondom gebed, om te kan glo en te kan vertrou. So vandag gaan ons net so 'n bietjie terugkyk en ons gaan so 'n bietjie 'n opsomming rondom hierdie doen. Hoekom is dit belangrik om te bid? Hoekom is dit belangrik om te glo en te vertrou? Wat sê die Here vir ons? Absoluut deur hierdie stuk leer hy ons, as ons bid, moet ons glo en ons moet vertrou. Daardie ding waarvoor ons gevra het, moet ons glo die Here het gehoor en dat die Here vir ons sal deurkom. So ons kyk 'n bietjie in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet en die wat volgens sy besluit geroep is. So die Here sê duidelik vir ons, as ons hom liefhet, sal hy vir ons omgee. Hy sal alles ten goeie laat meewerk en volgens sy wil, volgens sy besluite. Ons kyk 'n bietjie weer na die bid, vertrou, bid, glo en vertrou. Die eerste stap is om te bid. Dit is jou ontmoeting met die Hemelse Vader. Dit is hierdie plek wat jy in gereed gaan, 'n afspraak wat jy met God het. So wanneer jy tog jou vriendin ontmoet vir tee, of vir jou man, vir een of ander funksie, of wat ook al die geval sal wees, jammer struikel ek oor my woorde, dan maak jy jouself tog gereed. Jy is ingestel alreeds in jou gedagte om daardie ontmoeting by te kan woon, en jy weet ook al waaroor dit gaan, so jy het jou al, soos die Engelse woord sê, mentally voorberei, en dis dieselfde wanneer jy jou Hemelse Vader tegemoet wil gaan. Jy moet jouself al voorberei vir hierdie ontmoeting. So maak tyd om God te ontmoet. Maak hierdie afspraak vas om God te ontmoet. Sê 6:00 kom ek by mekaar om God te ontmoet, of wat ook al die tyd mag wees. Begin jou tyd deur bloot te erken dat God teenwoordig is. Sê dankie Hemelse Vader dat U teenwoordig is. Heilige Gees, dankie dat U met my is. Onthou die skrif sê mos, hy is in ons. So maar die Here wil hê ons moet dit herken. Ons moet erken dat hy met ons is. Gebruik bietjie hierdie gebed wat ek vir julle gaan gee as 'n wegspringpunt. Hemelse Vader, ek kom na U toe net soos ek is. Die Here wil nie hê ons moet 'n mombakkies aansit en ons moet probeer iets wees wat ons nie is nie. So kom na die Vader toe net soos jy is. Hemelse Vader, ek kom na U toe net soos ek is. Dankie dat U my stem hoor. Hy hoor jou stem in elk geval, maar dit is net om klem te gee op die Vader hoor. Dit is eintlik vir my en jou bedoel om te sê, dankie Vader dat U my stem hoor. Ek lê my sorge en my planne vandag voor U neer. Vertel vir die Here, wat is jou planne? Wat is dit wat jy wil doen? Wat is dit wat jy graag wil hê? Maak aan hom hierdie planne bekend, want die woord van die Here leer ons, maak al jou weë aan hom bekend en hy sal jou baie gelyk maak. Dankie vir U liefde wat nooit verander nie. Here, leer my om nie net my behoeftes te noem nie, maar om in U teenwoordigheid te rus. Daar is geen heerlike plek om te wees as om in die rus van die Vader te gaan nie. Na 'n dag se woel en besighede is dit altyd vir my so lekker om net te kan sê, Vader, dankie dat ek nou 'n bietjie by U kan rus en met U kan gesels. En sommer dadelik sal jy die vrede van die Vader ervaar en weet dat dit is lieflik in die teenwoordigheid van die Vader. Ek wil julle 'n oefening gee. Skryf 3 dinge neer waarvoor jy vandag dankbaar is voordat jy enige iets vra. So skryf daardie dinge neer. Dankie Here dat ek opgestaan het. Dankie vir nog 'n dag in die skepping. Dankie Here vir my beskerming. Dankie vir die voedsel wat U aan my voorsien het, of enige ietsie. Dink 'n bietjie terug aan al die goeie dinge wat Vader vir jou gedoen het. Skryf dit neer en maak dit aan hom bekend. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na stap 2, glo. Dis baie belangrik dat ons vir God ken, sy karakter ken. So spandeer
tyd in die woord van God, sodat jy kan glo, dat God jou verhoor, as jy gebid het. Ek weet, en jy weet, God het gehoor, en hy gaan antwoord. Erken dan ook jou afhanklikheid van God, en sê, ek het nou gebid vir hierdie situasie, ek glo, u sal dit doen, ek glo, u het my gehoor, en jy kan ook eerlik wees, soos Yvonne gesê het, en sê, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie, ek weet nie hoe om dit te doen nie, maar ek glo, God gaan my antwoord. Vader, ek glo dat U reeds besig is om agter die skerms te werk, en ek dank U by voorbaat vir die deurbraak, die vrede en die uitkoms wat op pad is. En dan moet jy ook beken of erken, ek weier om in vrees te lewe, want baie keer in hierdie tydperk wat ons moet wag, raak 'n mens vreesagtig, tyd gaan verby. Dan moet jy elke dag vir jou sê, of elke oomblik sê, ek weier om te vrees, ek weet God het my gehoor, God sal my antwoord op sy tyd, en ek glo in sy beloftes. En dan bid jy ook, Vader, dat U wil geskied. In die naam van Jesus, amen. So ons glo, met alles wat binne ons is, dat God ons gebed verhoor het. Anders waarvoor bid ons dan, as ons tot 'n dooie God bid, of 'n beeld of iets, en ons weet ons gaan nie 'n antwoord kry nie, maar ons weet, ons hemelse Vader, gaan vir ons 'n antwoord gee, en ons glo, dat hy die beste vir ons gaan uitwerk, hy het 'n plan vir ons elkeen se lewe, en ons weet dat hy gaan antwoord. Jy kan ook dit in groepe verdeel, as jy 'n maat het, of in 'n groepie is, fokus 'n bietjie en gesels 'n bietjie in jou groep, oor hierdie gebed, bid, glo en vertrou, want dit kan almal aanspoor, almal aanmoedig, en jy kan almal mekaar help en versteun, en sê, kom ons bid hierdie week vir dit, fokus elke week op 'n spesifieke behoefte, jy kan beurte maak, byvoorbeeld en sê, hierdie week is my behoefte finansiële deurbraak, en bid daaroor, volgende week gee jy 'n ander persoon 'n geleentheid om te bid, en dan begin jy oefen om te glo, en as iemand dan moedeloos word, of bietjie afgaan, dan kan jy sê, maar ons het gebid daaroor, en ons glo, en ons vertrou, dat God werklik die antwoord gaan gee. En dan ook, gebruik danksegging. Ons kan God nooit genoeg dank vir al sy goedheid, sy grootheid, sy betroubaarheid nie. So kom ons sê alreeds dankie terwyl ons bid ook vir die antwoord. Dan vat jy week 2, die kuns van stil word, soos Yvonne gesê het. Dit is so belangrik dat ons stil word. Wat sal dit help, ek en jy bid, en ons word nie stil om 'n antwoord te hoor. Baie keer sê ons het gebid, en ons maak 'n besluit, en baie keer het ons nie gewag vir 'n antwoord nie. So kom ons maak werklik tyd, ook in daai groepie van jou, om stil te word, en dit te oefen. Dan week 3 leer jy om in verwagting te lewe. Jy glo dat God dit gaan doen, jy glo vir die deurbraak, jy glo vir die uitkoms, jy glo vir die genesing, vir die wonderwerk. So fokus dan op God se antwoord. Ja, ons sien, daar's 3 stappe wat jy moet volg. Jou eerste stap is bid, jou tweede stap is glo, en jou derde stap is vertrou. Want ek glo God het my gehoor, maar ek vertrou nou dat hy gaan antwoord op die regte tyd. Onthou, Vader het tyd vir alles. Hy weet presies wat het jy nodig, wanneer het jy dit nodig. Soos ek vorige keer al gesê het, as jy vandag 'n brood nodig het, gaan hy vir jou vinnig deurkom. Maar as jy hom vertrou vir 'n werk, of om te verhuis, dan is hy eers besig om te gaan vooruit te gaan, en te gaan kyk wat se geleenthede is daar vir jou. Maar ons moet net leer om geduldig te wees. Vertroue is 'n wilsbesluit van God, om God se karakter hoër as jou omstandighede te ag. Bid hierdie woorde hardop. Here, ek kies vandag om U
te vertrou. Al verstaan ek nie die pad vorentoe nie, weet ek dat U die padmaker is, in Engels sê the waymaker. Ek laat vaar my behoefte om alles te beheer. Ek plaas my bekommernisse oor en noem hierdie spesifieke saak voor die Here in U magtige hande. Ek vertrou op U tydsberekening en U wysheid. Dit is baie belangrik om te vertrou op God se tydsberekening. Soos ek gesê het, hy gaan vooruit en hy gaan kyk. Is dit die regte plek vir my kind? Sal my kind rus en vrede vind in hierdie? Daarom kan ons hierdie oefen. Haal 'n bietjie diep asem en sê herhaaldelik vir jouself Psalm 23. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Ek bedoel dit elke dag. Ek lees elke dag as 'n belydenis dat God my herder is. Ek sê, die Here, dankie dat U my herder is. Dankie dat U my laat neerlê in groen weivelde na waters waar daar rus is. Dankie dat U my siel verkoop. Dankie dat U my lei in spore van geregtigheid om U naam ontwil. Al gaan ek in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly in die huis van die Here tot in lengte van dae. Dit is 'n verklaring, dit is 'n manifestasie. Jy verklaar, laat die vyand dit self hoor. Die Here is jou herder. Jy sal niks kort kom nie. Ja, ons het al baie keer gehoor van mensies wat sê dat hulle nie kan slaap in die nag nie, en dan praat hulle hardop met God en hulle sê Psalm 23 oor en oor op. En dan raak hulle rustig in die slaap. So, as jy in die nag wakker skrik, of as jy nie kan slaap nie, oefen hierdie Psalm 23 en sê dit vir jou hardop. Soos ons gesê het, vir die groepe, die 5 minute reël, moedig die groep aan om elke oggend vir 5 minute hierdie gids wat ons gegee het te gebruik. Die eerste een was danksegging, dan stil word, dan om te leef met verwagting. Kry 'n paar gebedsmaats by mekaar, in jou kompleks, in jou straat, jou bure, en vra of hulle, is hulle bereid om elke dag 'n paar minute by mekaar te kom. Dit versterk ons hande, en dit versterk en bemoedig mekaar. Dit is goed om alleen te bid, wonderlik om alleen te bid, maar baie keer is jy in omstandigheid, jy is miskien platgeslaan, dood van 'n geliefde, ernstige siekte, motorongeluk, dan is dit goed om gebedsmaats te hê. So al het jy ook net een persoon wat jy mee kan intree, oefen hierdie elke dag. So kom ons sê weer eens gebedsmaats, dan bid jy en jy glo en jy vertrou, en dan weet jy sal die belofte van die pad wat God bepaal het, sal jy ontvang. Ons almal ken Jeremia 29:11, God se plan. So bely dit ook elke dag en sê vir jou groep of jou maat of jouself, ek sal God se plan voltooi in my lewe. Geen ander plan nie die duiwel Satan se plan nie. God se plan sal in my lewe uitgevoer word. So vandag het ons weer eens net geleer, hierdie 3 maniere om te bid. Om te bid is werklik om die deur oop te maak, die sleutel te draai en in te stap in God se teenwoordigheid, en om God binne te nooi in jou realiteit, en te sê, Vader, dis my behoefte, dis waarvoor ek glo. Ek glo vir die deurbraak, ek glo vir genesing, vir wysheid. En baie mense is alleen in ouete huise, in aftreeorde, het hulle geliefde man of eggenoot afgestaan in die dood. So dit is ook 'n manier om te kommunikeer met God, want dit kan ook jou eensaamheid beëindig. So kom om te vertrou is die stuurwiel van jou lewe, nie in jou eie krampagtige hande te neem nie, en dit te gee vir jou Vader. En hy sal, solank jy op God se pad bly,
Glo en vertrou jy dat God jou sal by jou eindbestemming bring. Hy sal die deurbraak bring, hy sal die wonderwerk dat geskied, maar jy moet stil wees en glo en vertrou. En dis waar jy vrede gaan vind. Nie op enige ander plek in hierdie wêreld gaan jy vrede vind, soos in God se teenwoordigheid, om te bid, te glo en te vertrou, dat God jou gaan antwoord. Jy weet, om te glo is om reeds die oorwinning te reik, terwyl die geveg nog woed. Jy weet, toe die Israelites getrek het deur die woestyn, het hulle nie eers voor die tyd almal op 'n paviljoen gaan sit en gekyk wat God als kan doen en nie kan doen nie. Hulle het gegaan in geloof. Moses het hulle gelei en Moses het die God geken. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die lewendige God het hy geken. Toe hulle voor die see gestaan het, en hulle die vyande sien aankom het, ja, was hulle benoud, net soos ek en jy soms in ons omstandighede benoud is, maar hulle het geweet, God gaan hulle nie daar los nie, en Moses het met God gepraat, en God het die see oopgemaak, en hulle was nie te bang om hulle voet op die grond neer te sit, wat die Here oopgemaak het nie, al het hulle dalk hierdie magtige waters langs hulle gesien, het hulle geweet, God het dit vir hulle oopgemaak, hierdie pad, en hulle deurgetrek, want hulle moes vorentoe gaan, hulle kon nie teruggaan nie, want sou hulle teruggaan, dink net wat sou ons met hulle gebeur het, al het hulle baie keer gemurmureer, en dit het veroorsaak dat hulle nie vinnig genoeg in die beloofde land in kan gaan nie. So kom dat ek en jy nie vandag murmureer, soos die Israeliete, wat het 11 dae rit sou gewees het, het hulle 40 jaar gekos. Elke keer wanneer jy wil twyfel, sê vir jouself, ruk jouself reg, kry jou gedagtes weer in lyn, sê ek gaan nie toelaat dat hierdie gedagte nou my beloofde land verleng nie. Ek kies vandag om God te glo. Ek kies om hom te vertrou, want ek wil vorentoe en nie agtertoe gaan nie. Sê vir jouself, Here, wanneer jy bid, ek weet, U is nog dieselfde God wat die see oopgemaak. U is dieselfde God wat die blindes laat sien het. U is dieselfde God wat die krepes laat loop het, dooies laat opstaan het. Sê dit vir jouself, nie om God te herinner wie en wat hy is nie, maar om jou te herinner wie en wat God is, en jou geloof en jou vertroue te versterk. Onthou, geloof is nie 'n gevoel nie, dit is 'n konstante rigting, vorentoe. Nie agtertoe nie, vorentoe en nie agter nie. Gaan vandag hier weg met die wete dat jy nie alleen loop nie. Wanneer jy hierdie program afsit, moet jy weet dat die Here beloof jou, hy is met jou, hy sal met jou wees, hy sal vir jou die pad voorberei. Jy moet net nie onder die wolk uitbeweeg nie. Ons het nodig om God te erken elke dag in ons lewe en te sê, Here, waar U gaan, sal ek gaan. Waar U staan, sal ek staan. En moenie self kies watter pad jy moet loop nie. Vra die Here en vertrou hom. Moenie bang wees vir die wag nie, want in die wagtyd is God besig om jou krag te hernie. En soos ek voorheen gesê het, hy is besig om te gaan kyk. Net soos ons gesê, die Here is ons herder. Hy gaan nie net sy skape blindelings in 'n veld injaag en hy weet nie wat is in daardie veld nie. Hy weet presies wanneer hy sy skape in 'n veld inlei, is daar groen weivelde, is daar 'n plek waar sy skape kan rus kyk, of is daar 'n konstante geveg wees met leeu's en beere wat sy skape en vir my en jou wil verskeer, of is daar afgronde? Nee, hy gaan en hy maak seker van hierdie pad in hierdie veld wat hy jou in wil lei. So ons moet hom net vertrou, ons moet leer om God te vertrou, bly bid, hou aan vertrou en moenie ophou glo nie. So ons glo en ons vertrou die Here. Die deurbraak is nie net onmoontlik nie. In God is dit reeds verseker. So ons moet weet, ons bid tot 'n lewendige, waaragtige God. Vra die groep en jou gebedsmaat, soos Ansie voorheen gesê het, wat kan hulle saam met jou doen? Vra hulle om hulle hande oop te hou, voor hulle te hou, as 'n teken van ontvangs, terwyl jy die finale gebed doen. So, dit is weer 'n manifestasie. Leer hulle, sê, Here, hier is my hande, ek steek hulle uit na U toe, want ek wil ontvang wat U vir my gee.
ons kan nie met hande in ons sakke iets ontvang nie. Ons moet leer om onsself oop te stel, te glo dat God vir ons iets het en daarvoor verwag. Dit is soos ek gister gesê in 'n voorbeeld, wanneer jy na die ATM toe gaan en jy sit jou kaart in, dit is soos die gebed. Ons sit die kaart in, dit is ons gebed. Ons stik in, ons vra R100. Ons weet die ATM gaan vir ons R100 gee. Jy hoef nie voor die ATM te staan en te sê, gaan hy vir my R100 gee? Of gaan hy nou net vir my R10 gee? Of gaan hy my niks gee nie? As jy daar die geld in jou bank het, daai geld in jou bank is soos ons geloof. As ons geloof in ons bank het, kan ons met vrymoedigheid gaan en van daardie onttrek, want God sal vir ons voorsien dit wat hy het in stoor vir jou. Ja, kom ons sê net weer, ons wil weer klem lê daarop dat gebed is nie om God te verander nie. Dit verander ons, dit bou ons karakter, dit leer ons en help ons om in lyn te kom met God se woord. So moenie dink gebed is soos iets wat jy trek en dan gebeur dit nie. Kom jy en ek kom in lyn met God se woord, met gebed. Dan kom ons doen ons gebedsversoeke. Ons het gebedsversoeke ontvang van deurbrake en ingryping in huweliksverhoudings. Ook van 'n moeder wat vir haar kind intree vir werk oor see. Dan Mika wat haar sleutelbeen gebreek het. En dan bid ons ook vir hierdie virus, die RSV virus. Daar's baie kindertjies siek in hospitale. So kom ons tree ook werklik in vir ons hospitale, ons dokters, ons personeel, en ook dat ons kinders, ons kleinkinders beskerm word teen al hierdie kieme-virusse. Dan is daar 'n skoondogter in Blouberg wat gaan vir 'n rugoperasie, so kom ons tree ook daarvoor in. Yvonne sê hy vir ons sal intree. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vandag kon leer, dat ons, wanneer ons vra, Here, dat ons 'n verwagting het. Here, ons glo, ons kies om te glo en ons vertrou U vir die uitkoms van elke gebed, elke versoek wat aan U opgenoem het, Here. Ons glo U, Here, vir huwelike, Here. Ons glo dat U ingryp. Here, die duiwel wil kom om steel en te verwoes, Here. Ons maak hom, hy is 'n leenaar, Here. Ons maak sy werke nul en void. En ons pleit die bloed van Jesus Christus oor huwelike. Here, ons bid vir redding en ingryping, Here, want net U, Here, is in staat om ons te beskerm, Here. Here, ons bid vir voorsiening, Here. Ons bid vir genesing, Here. Here, hierdie verkoue en griepvirusse, ons staan dit te, ons maak dit nul en void. Here, want U woord sê tog, geen siekte of pestsiekte sal naby ons kom nie, Here. En ons dankie dat ons onsself, ons geliefdes, ons familie, ons kinders onder die bloed kan plaas en dat hierdie virusse verby ons sal gaan. Here, ons roep ons liggame en elke kyker daar buite wat siek is, 'n liggaam in, om in lyn te kom met God se woord. Here, Jesus wonde is ons genees en daarom, Here, spreek ons nou genesing uit oor elke kyker, Here. En ons pleit hulle onder die bloed van Jesus en ons dankie, Here, vir volmaakte genesing, genesing van verkoue griep, van virusse, Here. Here, van operasies. Here, dankie dat ons die getuienisse sal aanhoor van al hierdie gebede. Here, ons eer U en ons dankie in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie. Totsiens, tot 'n volgende keer. Mag julle 'n wonderlike week hê. Totsiens.